Hallo, hallo. Goeienaand. Hallo julle almal. Ek hoop dit gaan verskriklik goed. Hier in Johannesburg waar ons is, moet ons al met bote rondry of rond wat is die woord? Vaar met al die baie reën. Dankbaar vir al die reën, maar dit kan nou 'n bietjie stop ook. So ek is super opgewonde oor vanaand voor ons die gas opbring, net vinnig. Sê hallo vir wie julle is, van waar julle inskakel, wie luister, van waar luister julle. Ek weet ons het baie dames van Australië vanaand op, baie dames van Nieu-Seeland op, baie Suid-Afrikaners in Dubai wat vanaand op is en ek weet ook ons het baie van Daniel se gaste wat vanaand op is. So welkom aan haar gaste. Ons gaan haar oor 'n klein bietjie op die skerm sien. Ons wag net so lank. Hallo. Hallo. Ek is so excited om saam met jou te wees vanaand. Is jy veilig terug by die huis? Ek probeer net gou uitfigure. My klank klink nou ewe skielik my sag. Ek wil net dit gou lekker laat sit. Ja, kan julle almal ons albei lekker duidelik hoor, my en vir Daniel. Ek is super opgewonde. Ek gaan eers praat en dan gaan sy die mikrofoon terugvat. Sy laat my baie aan Aitjie dink, 'n vrou van baie woorde. Ja, as ek jou hier en daar gaan stop is omdat ek iets wil vra of iets wil vasvat, maar ek lag altyd so as ek aan my en jou storie dink. Ek en Daniel was saam op hoërskool gewees. Ek tot vandag toe glo nog steeds dat sy het nie baie van my gehou nie. She was part of the cool kids, I was not. Ons paai het na skool gekry, elkeen ons eie rigting in. En ek dink, kyk ek follow jou obviously op jou op social media met jou amazing story wat jy nou vanaand gaan deel, maar ook toe jy eendag laas jaar gepost van Rooted en ek het besluit of ek was toe op 'n plek wat ek gesê het ek soek 'n bietjie geestelike input vir myself. Ek's altyd die gasspreker, ek sê wat ek moet gaan bedien. I want to get to a place waar ek net kan kom luister en ek sê do it en ek is Rooted toe en ons het vinnig met mekaar gepraat en ek is toe dan daarna saam met jou laas jaar by Word for the World. Ja. En ja, en so kuier ons nog net al die pad lekker, hopeloos te min koffie dates intussen tyd en jy skuld my reply op WhatsApp vanaand. So, dis hoe ons twee mekaar ken en ek hang in jou lippe vir jou testimony. Vir alle spesifieke gedeelte van jou testimony, maar my mond het laas jaar ook gehang en spesifiek op ons coffee date oor jou testimony met JP. Maar voor ek te veel vra, wie is jy? Jou mense is hier op, my mense is hier op, die wêreld is hier op, gaste van vrouens van Dubai, Australië, Nieu-Seeland. Ek het baie e-posse ontvang, so ek is dankbaar vir die gehoor wat Vader vir ons vanaand mee toevertrou. Ja, nou Geraldine is so lekker. En ek het van jou gehou op skool. I just want to come back to that. Maar ek dink wow, ek is so dankbaar dat ons verander, né? Soos hoe mooi is dit dat die Here, hy het ons so lief, he will never just leave us the way we are. Ja, ek is so dankbaar vir dit. Maar anyway, so to the people that don't know me, ek mix my taal verskriklik, ek is jammer. Maar ek is Daniel en ek is 'n adoptive mommy van Zinzi Harmony Steinfort en ek is 'n pastoor en ek het groot geword in 'n kerk waar my ma en pa ook pastore was en ek was daai tipiese pastoorskind, redelik stout, redelik van die pad af en toe besef ek nee, ek wil Jesus hê met alles in my. Soos, hy is so real en hy is so authentic en hy het my so lief, I want all of it. En ek is so dankbaar dat ek in die kerk groot geword het because I saw a lot of things. And it taught me a lot of things I will never do, and it also taught me a lot of things that I will aspire to be like. En en toe ek en Jabes getrou, baie jonk, soos bitter jonk, ek was 22, hy is 5 jaar ouer as ek. So ek was just basically 'n kind. Just mommy, as jy kyk, why? Why did you let me get married so young? En nou is ons al amper 13 jaar getroud en hy is my beste pal. As ek vir sê ek kry steeds butterflies as ek weet ek gaan huis toe vanmiddag of vanaand en ek gaan hom sien. En ons storie het nie altyd so geklink nie. Soos dit is, soos God is truly a God of restoration. En
En God is vir ons huwelik, maar ek kan vir jou sê, daar's een persoon wat teen ons huwelik is en dit is die vyand. En so, dra ons daai belofte voor God maak, dat hierdie is my maat vir die res van my lewe, dan kom die vyand en sê, is dit wat jy dink? Dus kom ons kyk, hoe kan ons hierdie belofte wat jy maak, breek? En ja, hy was nogal, kyk, hy was op het om ons huwelik absolutely te destroy. Ja, ek weet. So jy gaan my nou guide en dan gaan ek met jou share soos wat ons gaan. Ek het so baie om te deel, but I also like I obviously want to keep it limited want ek is seker almal wil ook weet, gaan slaap. Okay, so eerstens ek wil net vir jou JP sê well done. 13 jaar is massive. Soos jy sê, teen die huwelik is daar groot vyand. Ek en Hytjie is môre 5 jaar getroud. Woohoo! We made it to 5 years. En ek kan self sê 5 jaar later, laaste was dit baie tawe jaar vir ons huwelik gewees en the enemy is so real, maar ek voel net gou op hierdie oomblik net gelei, want ek is ook 'n baie groot voorstander vir enkellopende vrouens en ek weet hier's vanaand enkellopende vrouens ook op hierdie call wat vanaand inluister wat nog baie hard bid vir hulle mans en ek het so mooi testimony. Net laas ek toe kry ek 'n e-pos wat 'n vrou vir my sê, Jerine, ek is een van daai, ek wag nog vir my man, al my mense om my raak verloof en by al die funksies dan vra daar daai een tannie my, maar wanneer gaan jy nou jou man kry? En sy vra tot my is daar fout met haar en wat moet sy doen in hierdie tydperk? Nou ek is 'n groot voorstander van 'n single sabbatical. Ek het na 2 vieslike breakups gelede gesê ek is klaar met mans. Ek gaan nou 'n jaar lank nie op dates nie, koffies drink nie, niks nie. Gaan die Facebook, WhatsApps oopmaak nie, niks. En ek call dit my single sabbatical year. Die Here was vir dit, ten gunste vir dit, maar hy het gelag van my planne gesê 1 jaar is nie genoeg nie, jy gaan so 4 jaar single sabbatical wees. En dit was die beste tyd van my lewe. Ek gee dit vir elke vrou daar buitekant as jy single op die oomblik is, go on a single sabbatical all out for Jesus. Leer hom ken in hierdie tydperk, leer jou identiteit ken in hom in hierdie tydperk en want as jy 'n vrou word en jy word 'n ma en nog 'n besigheid en al daai titels like time with God is very limited. Jy moet dit letterlik gaan uitboek in jou dagboek. En so vir daai vrou sê ek toe van my hoorie, begin so 'n journal vir jou man, hoe jy vir hom bid, oor jy vir hom bid en ek gee toe vir haar sulke temas en sy skryf toe vir my terug 'n foto van haar journal en sy's reg, sy gaan hierdie ding doen want hoe awesome gaan dit wees as sy haar man wel die dag kry om te sê hoorie, kyk hoe lank bid ek al vir jou, hier's wat ek vir jou gebid het en amper vir hom soos 'n trougeskenk kan gee. Maar terug by julle, jy het gesê jy het baie jonk getrou. Was daar 'n deel van jou wat gevoel het jy moet jong trou of was dit net love at first sight, verliefd, we doing this? So ek het uit 'n verskriklike lelike verhouding gekom op 'n baie jong ouderdom. So ek was op universiteit en ons het 6 jaar gedate, ek en die ouetjie en ag hy was my lewe. Ek meen jy weet jy, you don't want to say it and it sounds so cringe now as jy dit sê dan dink jy soos wat is fout met jou Daniel? Like regtig. Maar anyway, hy was absoluut my lewe en hy het my verniel. Ons was nie goed vir mekaar nie. En daai wat jy sê, gaan skryf jou 'n petisie uit vir die Here oor wat jy in 'n man wil hê. Ek het by Tix geswat en ek het by Adler's in die coffee shop gaan sit en ek het hierdie boek gehad wat voor my oop gestaan het en ek het my pen gegryp en ek het gehuil voor die Here. Die mense het seker gedink ons groot fout met hierdie heavy young girl, maar hy like snot en trane en ek is soos Here, ek wil nie 'n erge huwelik hê nie en ek sê maar ek gaan nie. Ek het nie 'n voorbeeld gehad van 'n goeie huwelik in my huis nie. Soos my ma en pa het hulle ups and downs gehad en hulle het 'n testimony op hulle eie van hoe my ma vir my pa moes bid om in 'n huwelik in te kom. En ek het nie heeltyd vir die Here gesê soos ek gaan nie hierdie doen nie. Soos ek het al klaar gebid. Like I do not have to go through the same battle. En ek het daar vir die Here gesit en ek het 21 punte uitgeskryf, maar hoorie, van die mees Christelikste goetertjies tot die mees superficial. Hy moet bruin hare hê, hy moet weet. En ek het dit regtig vir die Here gegee en dit was so amazing want toe ek vir JP ontmoet, toe meet hy al 20 uit die 21 boxes getik, nê? I mean, hoe insane is dit? En ek onthou ek was ongelukkig oor die 21ste ding wat hy toe nou nie getik het nie. En soos wat ons gegroei het in ons huwelik, so 4 jaar in, toe besef ek, maar die Here het geweet, dat daai ding waarvoor ek gebid het, sou nie goed gewees het vir ons nie. En hy het baie doelbewus daai ding nie vir my gegee nie. So ja, vir elke vrou wat nie 'n man het nie, gryp 'n boek en begin jou gebed vir die Here uitskryf. Absoluut. Maar ja, om terug te kom na, ek wou nooit trou nie.
dit was nie eintlik iets wat ek wou gedoen het nie. En hier kom ek uit hierdie lang verhouding uit en ek is soos ek wil net in die bondel vry want ek was nou nog nooit eintlik in my lewe single nie en hierdie is nou nie en wat is heavy weird, jy weet. En hier ontmoet ek soos my boetie se beste pal. En hy soos het al die langste tyd 'n crush op my. Okay, ek weet nie eens wie hy is nie. En elke keer as ek hierdie ou ontmoet, dan gaan ek, hy aangename kennis, ek's Daniel en eventually is hy soos stop dit. Stop dit om jouself aan my voor te stel. Ek ken jou. Hoorie. En ek voel so sleg. Ek is soos, hallo JP, ek is jammer, jy weet. En hierdie hele naweek want ons was weg om te kamp saam met my boetie se pelle en die hele naweek gee ek net vir hierdie ou heavy baie aandag want ek voel so sleg dat ek nou heeltyd myself aan hom voorstel, jy weet. Lang storie kort, ek gaan toe nou weer, ek kom toe terug by my ex. Ons breek weer op. En JP is veronderstel om my blind date te wees. En vir my sussie se troue. Anyway, hy teach my vir 'n ander meisie. Ek is soos hierdie ou is so weird, whatever. Eers beklaar hy, ek onthou hom nie, dan kry hy nou 'n date met my, dan teach hy my soos letterlik 'n paar aande voor die troue. Dis hektiek, nê? En ja, en een aand begin ons mekaar message. Ek dink dit was nog soos BBM geweest back in the day. En hy vat my toe op 'n date, maar seker die ergste date van my lewe. I kid you not. Hy's laat, hy's mislik. Hy praat skaars. Hy bestel nog 'n koffie. Hy bestel nog 'n koffie. Ek wil net huis toe gaan. En nou ry ons huis toe en hy sê maar ag kom ons gaan lê onder die sterre en ek dink, dude, jy moet my huis toe vat. Hierdie gaan nie werk nie. Soos hierdie is cringe. Vat my net huis toe. En nou voel ek te sleg. Ek sê ja, kyk, kom ons gaan lê nou maar onder die sterre, jy weet. En hy lê ons daar onder die sterre en hou my nou vas. Hy's nou uiteindelik nie meer so mislik nie. Hy sê vir my toe later hy het 'n nap gevat en toe hy daar wakker word, toe sê hy wie mislik. So toe it was a terrible first date, maar anyway. Nou lê ek hier in sy arms en in daai oomblik nê, it's almost like dis iets wat die Here in my gees gedrop het. In daai oomblik het hy vir my gesê, Daniel, hierdie is jou man en jy gaan hom lief hê en jy gaan hom trou en julle gaan 'n baie goeie lewe saam hê. En ek onthou in daai oomblik wat ek onder daai sterre lê in hierdie man se arms en ek hou nie eers van hom nie. Ek dink soos hierdie is die ergste tyd van my lewe. Here, nou sê jy vir my, ek gaan hom trou. Wat? En ek het die hele fight met die Here in my kop, soos nee, gaan nie. Soos ek is nou net 'n single. Waarvan praat jy? Ek gaan nie trou. Wie gaan trou? En ek ry die aand toe huis toe, uiteindelik kan ek nou huis toe gaan en ek gaan slaap en die volgende oggend nê, dit was soos 'n switch wat die Here, soos 'n light switch. En ek was van my gesig af verlief op hierdie man. Soos ek kon nie vir jou sê dat die persoon van gisteraand versus this person this morning was twee verskillende mense en dis iets wat die Here regtig in my hart kom doen het want God het geweet dis goed vir my nou. Ja. Hy het geweet ek moet nou trou. En dan dink 'n mens voordat die Here vir jou gesê het hierdie is die man vir jou, dan dink jy jou huwelik gaan maklik wees. Jy sê maar Here, jy het gesê. Hierdie is my man. Wat gaan nou hier aan? Ja, ek het nie hierdie pakkie kaarte gekies nie, vat dit terug. En dis hoe ons toe nou opeindig om verskriklik jonk te trou. Ek is toe van my gesig af verlief, maar hy wil net trou. Hy sê net altyd vir my, ek vat jou nie movies toe nie, ek vat jou kansel toe, ons gaan nou trou. My ma freak uit, nee, soos hier ewe skielik haar jongste kind van 5, sy wil nou trou. Sy ken hierdie man soos 2 maande. Ons praat net trou. My pa sê nee. Julle gaan nie trou nie. JP moes my pa vir 8 maande vra. Elke liewe maand. Oom, kan ek nou met jou dogter trou? En my pa sê nee. En eventually moes hy vir my pa bewys dat hy kan finansiëel vir my omsien. Onthou ons is jonk, nee. Ek was op daai stadium 21. Hy doen dit, hy vat al die finansiële verantwoordelikhede oor en whatever. But it sounds like a dream. Dit was die mooiste storie. Die Here het regtig die mooiste ding in my lewe kom bewerk. En toe kom ons eerste jaar van huwelik en ek is net soos ek wil hier uit. Hierdie is horrible. Hierdie is nie die persoon wat ek ontmoet het nie. Hier's nou leuns, hier's nou skuld, hier's nou allerlei geldstories. Hierdie is nou net vir my soos hierdie, this is not what I signed up for. Jy weet? En dis waar die Here met my journey begin loop het van Daniel, jy kan nie mense verander nie. Soos jy kan nie. En ons dink dikwels ons kan. Ons dink as ons genoeg moan, genoeg karring,
en kerm en kla, dan gaan die persoon ewe skielik gaan, o, jy het nou so baie gekla, ek gaan nou maar 'n beter mens wees. Ja, It absoluut. doesn't happen, you know. En vir iemand wat 'n absolute beheervraat is, was dit vir my verskriklik erg om te gaan, Here, ek gaan nou hierdie man by die voete neersit. Soos ek besef vir die eerste keer in my lewe, ek het nie beheer oor hom nie. Ek kan nie vir hom besluite neem nie. Ek kan nie vir hom sê wat hy moet doen nie. Ek kan nie vir hom 'n verhouding met U bou nie. Soos ek kan nie my Bybel gaan lees en hoop dat hierdie gaan nou maak dat JP lief word vir jou nie. Like hy moet Jesus ken as the God of JP. Jy weet, nie net, o, dis my vrou se God nie. Ja. En ek het lank daarna gehuil. Ek wou net skei. En ek dink hy ook. Soos ek dink dit is eintlik nogal lekker wees as hy in die conversation was vanaand, maar ek dink hy ook. Dit was nie vir ons lekker nie. Dit was nie wat ons oor gedroom het en gehoop het voor nie. Ja. En om nou alles erger te maak, hy het gedrink heeltemal te veel. Soos partytjies dan kom die polisie om die partytjie af te, jy weet, toe te maak. En so hulle sê, okay, julle is loud, jy moet, jy weet, ek ken nie dit nie. Ek word in 'n pastoorhuis groot. Jo, ons drink niks. Hier ewe skielik is hierdie partytjie duur en dis vir my vreemd. En ek het nou eintlik 'n ander punt gemaak het. Nou so was weer af. En toe besef ek moet nou JP by die Here se voete begin neersit. En dit was vir my verskriklik moeilik, want elke keer as ek hom by die Here se voete neergesit het, dan het ek hom weer gaan opdag. Dan sê ek soos, Here, maar hoekom vat jy so lank? Soos jy hoor jy nie my gebed nie, soos hoekom verander hierdie man nie, hoekom versteur hy my so? En bo op al daai goed wat soos jou eerste jaar van huwelik en jy's jonk en jy's stupid en jy maak foute en toe vind ons uit ons kan nie swanger raak nie. Ja. En hier is die perfekte prentjie van hierdie man wat al vir jare lank, jy weet hierdie soos van jou hou en jou wil ontmoet en jy dink jy gaan jou ridder op 'n wit perd wees en hier verander jou hele storie en jou hele lewe in letterlik wat vir my gevoel het soos 'n week. Jy weet soos it's just all of a sudden not what I imagined. En toe kom my man soos regtig radikaal by die Here uit. En dit klink altyd ek hoor dit as mense die stories vertel en dan gaan hulle en toe, want nou klink dit soos dit was oornag, maar dit was nie, nee, dit was soos regtig ek moes my maat saam met my gebid, ek het gebid. Dit was regtig 'n ding wat ek vir die Here gesê het, Here, U het nou al hierdie gebed, ek het hierdie 21 punte nou uitgeskryf, U het dit nou al vir my gegee nou? Soos wat gaan nou aan? En dit was iets wat ek moes daadwerklik elke liewe dag moes ek bid vir my man. En ek moes leer om myself tweede te sit. Want in 'n huwelik het ons nogal daai geneigtheid om te gaan, sodra hy verander, dan sal ek verander. Sodra hy op drink, dan gaan ek ophou drink. Sodra hy begin kerk toe gaan, dan gaan ek kerk toe gaan. Sodra hy my begin respekteer, dan gaan ek hom respekteer. Sodra hy ophou om 'n fight te piek, sal ek kan die hele aand aangaan met al hierdie gesprekkies wat ons actually met ons vriendinne het. En girls, kan ek net vir jou sê, kry vir jouself ordentlik 'n paar vriendinne wat actually vir jou gaan, Daniel, shut your face. Jy's besig om te kla, begin bid vir jou man en wat nie daar sit en saam met jou skinder en saam met jou omsleg gemaak en saam met jou gaan, ja, hy is skim van die aarde en jy weet, actually vriendinne wat vir jou sê, dit is wat die woord sê. Ons gaan nou staan op die beloftes wat God vir jou het en ons gaan nou saam met jou bid. Dit is kosbaar en dit is, jy kan nie 'n prys op daai vriende sit nie en ek wil julle regtig aanmoedig, maak dit jou die gebed van jou hart, want ons almal verdien daai vriendin wat jou nie net inspire om beter te wees nie, maar actually vir jou bid. En nie net sê ek bid vir jou nie, like regtig vir jou bid. So ja, vir my klein sirkeltjie daar buite, dankie bitter baie vir julle. En ek het toe regtig vir die eerste keer in my lewe gegaan, minder van my en meer van U. En dit het op daai stadium ook beteken, minder van Daniel, meer van JP. So wat kan ek vir hom doen? Wie kan ek vir hom wees? Hoe kan ek hom dien? En dis moeilik, want jy hou nie van daai persoon op daai stadium nie en of quite frankly at that point like you don't even love the person. Dis erg. En ons eerste, ek wil vir jou sê, soos 2de jaar, 3de jaar, 4de jaar van huwelik hierdie Here gekom en ons regtig kom heel. JP het hom leer ken en nie weer daai vers wat sê draw near to me and I'll draw near to you. En dit is so waar. Sodra JP toe nader aan hom begin draw, het
Jesus homself in hom reveal en hoe meer hy Jesus leer ken het, hoe meer het hy soos Jesus geword. En my man het voor my oë getransformeer. En dis was so mooi want ons is 1000 stories in die Bybel van mense wat deur daai transformasies gaan, nê. Ja. En ons kan maklik daaroor preek, maar wanneer dit in jou eie lewe moet gebeur, dan dink jy so kind of, maar dit gaan nou nie my storie wees nie. Maar dit kan jou storie wees. As dit is wat jou hartsbegeerte is en jy vat dit na die Here toe in gebed, like persistently, elke liewe dag, dan gaan die Here jou die behoeftes van jou hart gee. Dit is wat dit is. En toe is ons op hierdie wolk van net die lewe is perfek. Ons is lief vir mekaar, ons is lief vir die Here. En toe ewe skielik gebeur 'n kerkskeer wat ons geruk het tot die diepste van ons wese in. Ons kan nie kinders kry nie. Ons sê vir ons familie ons gaan aanneem. Hulle sê vir ons is mal, ons is bringing shame to the family, want ons gaan 'n transracially aanneem. En vir die eerste keer kom infideliteit in ons huwelik in. En my man ontmoet iemand wat hom laat voel soos wat ek nie doen nie, by sy werk. En julle, dit was wild. Dit het my geruk, want ek het dit nie verwag nie. Dit is amper okay as jy dit vermoed. Jy weet, you expect it, en as dit gebeur, dan sê jy, is bietjie geskok, maar jy is ek het geweet, jy weet. Maar hier's ek is op cloud 9. Ek dink my lewe is amazing. Ja, ons het al hierdie goed wat om ons aangaan, maar ons is tight, like ons is fine. En ek onthou daar was 'n aand wat ons verskriklik beklei het, en dit was ook vreemd vir ons om te beklei het, snaaks begin optree, en dit was alles vir so weird, because dit is nie wie ons was op daai punt in ons huwelik nie. En ek onthou ook my tribes, soos ek eerlik met jou moet wees, op hierdie stadium ek voel so alleen, dat ek begin partykeer dink dat ek kyk rond vir ander mans. En ek onthou hoe ek vir my gegaan het, ja, ek ook. Maar ek het gekom met 'n hart wat wil sê, hoorie, ek wil hierdie op die tafel sit, kom ons doen iets, like let's fix this thing. Jy weet, hierdie is nie normaal nie. Ja, ons moenie so voel nie, hierdie is nie okay nie, en hy was soos, ja, toe maar, ek ook, jy weet. En ek sê soos, hierdie is nie my man nie, wat gaan nie aan? En ek begin net bid, en ek sê net die hele tyd vir die Here, like, please will you just expose him? Like, I can't do anything out of my own power. Like, Lord, but I know that you are for me, and that you are for marriage, and I love you, and I live a life surrendered to you. Like, please, help me. En dis nie oor dat ek dit wou doen, want ek wou sy foute uitwys, en ek wou dit doen, want ek beklei vir ons huwelik. En, ja, toe kom dit alles uit, en alles is toe op die tafel, en daar is nou vir die eerste keer 'n ander vrou in ons huwelik. En, ek dink partykeer ek het 'n inewel gemaak, en ek weet nie hoeveel van die vrouens weet wat 'n inewel is nie, maar ek het altyd gesê, die dag wat my man op my cheat, sal ek hom dadelik los. Weet, ek sal nooit saam met iemand wees wat op my cheat nie. En ons moet partykeer so sop wat ons sê, want ons spreek dit in die atmosfeer in, en die vyand is baie bewus van die goed wat ons sê. En dit gee hom amper legal right in jou lewe. Jy weet, hy sê, okay, lekker boetjies, julle weet wat sy gesê het, kom ons kyk, hoe ver kan ons al push? Ja, hier is geen van ons die antwoord om haar huwelik op te breek. So, ons gaan nie worry oor enige ander manier nie, ons weet mos hy het gesê, dit is wat sal maak dat sy skei, so let's do it, jy weet. En dan as ek nou terugkyk na my bloedlyn, dit was ook glad nie goed nie, want almal het op almal gecheat in my verlede, familie gewys, jy weet, generations back. So dit was 'n familie ding wat ons, it's like this generational curse wat ons almal mee gesit het. En ek onthou dat ek vir die Here gesê het, ek is nie reg om my huwelik op te gee nie, ek is nie. En ek het regtig net, en ek dink Jabes was ook nie. En ons het regtig begin werk aan ons huwelik. Dit was in daai moeilike dae wat ons deurgegaan het, wat ek eintlik vir die eerste keer besef het, waar is die leemtes in ons huwelik? Waarmee ons sukkel? Dus ons is dikwels so narrow-minded in ons huwelik, soos ons dink net aan onsself. Ons dink aan die tekorte wat ek het, waarmee ek sukkel, hoe unwanted ek voel, hoe lonely ek voel, hoe minderwaardig ek voel, wat ook al dit is waardeur, en ek meen ons as vrouens, ons voel dit, ons is emotional beings, right? Maar ons sit, ek wil sê, amper nooit onsself in die ander persoon se skoene en gaan, ek hoe voel hulle? Hoe laat ek hulle voel? Ja. Hoe voel hulle in my geselskap?
So voel hy opgebou, voel hy soos die held in ons verhaal, of voel hy heeltyd nie goed genoeg nie. En moet my nie verkeerd verstaan nie, daar's nooit genoeg rede om 'n cheat goed te praat nie. Dit is altyd verkeerd. Ja. Daar's nie 'n oh shame, ons verstaan nie. Nee, dis verkeerd. Maar dit gee ons kompassie vir die ander persoon wanneer ons verstaan hoekom dit gebeur het. En ek onthou ek en Jabes het soos 3 aande amper niks geslaap nie. Ons het net gepraat oor alles wat verkeerd gegaan het in ons huwelik, oral waar ons die verkeerde paadjie afgedraai het, waar ons mekaar verloor het, waar ons mekaar nie meer verstaan het nie. En ons grootste ding het neergekom op respect en communication. Ek het nie vir JP die posisie in ons huwelik gegee wat hy verdien het nie. Ek het nie. En ek's verskriklik gedrewe, ek is 'n besigheidsvrou, ek's baie besig, dis social media, dis hierdie, dis daai, dis my kind, dis jy weet alles en alles en alles. Gelukkig het ons toe nog nie 'n kind gehad nie, imagine. En ek was so gefokus op my sukses want ek het my identiteit daarin gevind. Want ek kon nie sê ek's 'n mamma nie, want my liggaam wou nie 'n baba maak nie. Ek kon nie sê ek is nou die beste vrou nie want apparently was dinge nie soos wat ek gedink het nie, jy weet. Maar wat ek kon sê is ek was suksesvol. Ja. Dit is geen label wat ek vir myself kon gee en ek het my hele identiteit op dit gebou. En stadig maar seker het die Here gekom en hy het vir my gesê, "Dit is nie wie jy is nie. Bron, jy is wie ek sê jy is. Jy is my kind. Jy is gekies want ek het jou eerste gekies." Jy weet, en hy het my kom leer like, hoe vind ek my identiteit in Christus? Nie in hierdie wêreld nie, nie in my huwelik nie, nie in my infertility nie in die feit dat my man verneek het nie in niks nie. Soos God het my teruggebring by die core van wie is jy net my dogter is. As ons alles wegvat, ons vat jou geld weg, ons vat jou sukses weg, ons vat alles weg, alles, jy is gestroop van dit alles, weet jy wie jy is? Ja. En ek dink dis 'n vraag wat ons nie onsself often vra nie, soos weet jy wie jy is, as jy alles anders wegvat? En ek en Jabes het mekaar gehelp om mekaar in Christus te vind. Soos ons het regtig gesê, okay, wel ons gaan nie hierdie ding kan fix sonder die Here nie. Soos ons het hom invite in ons lelikste deel in ons vieslikste deel van ons huwelik het ons gesê, Here, hierdie is 'n gemors. Just please will you just come and fix this. En ek op daai punt, dit was erg want hy was my beste pal, maar ons moes ook die conversation met mekaar hê van ons gaan nie vir mekaar kinders kan gee nie. Op daai stadium het die dokter gesê, Daniel, jy gaan 'n baba hê by 'n ander man. Jabes, jy gaan kinders hê by 'n ander vrou. Hy het 'n dokter het inteendeel vir Jabes gesê, moenie eens by 'n vrou loop nie. Like it might happen. Ja. Jy weet, dit was so gesond. En ons moes vir mekaar afvra, as hierdie wat ek en jy het, hierdie verhouding, as dit alles wat ons ooit gaan hê, is dit genoeg? Soos, is dit okay as al die kamers in ons huis nooit 'n asempie in het nie? Is dit okay as dit is net ek en jy, jaar in, jaar uit, elke Kersfees, elke nuwe jaar, dis net ek en jy. Is dit genoeg? En dit was moeilik want hy's my beste pal. Hy was vir my genoeg. En dit is daar wat ons toe sien, ons het daai besluit gemaak en toe kom die infidelity in. En toe was dit vir my moeilik want toe is dit nie meer vir my genoeg nie. Want toe voel ek, maar my man is nie meer my man nie. Verstaan, dit is nou nie net meer ek en jy nie, jaar in en jaar uit nie. Hier's nou ander goed wat intree. En ek het gesukkel om verby dit te kyk. Ek het regtig en ons het gewerk daaraan. O my genade, ons het elke aand gesit, gepraat, deur dit gewerk, boeke van vergifnis gelees. Jy weet alles wat ons moontlik kon doen om deur hierdie ding te kom en ek kon nie. My kop kon nie verby dit kom dat hy gevoel het ek was nie goed genoeg nie. Weet en ons as vrouens, ons plak dit op onsself. Ek's nie mooi genoeg nie. Ek's probably te vet. As ek nie te vet is nie, is ek seker te maar. Ek het seker nie dit vir hom gedoen in die slaapkamer nie. Ek het seker nie, jy weet, jou kop, jy verloor jou kop. Ja. En ons het toe 'n baie mature besluit gemaak om te sê, okay, ons gaan Ierland toe gaan en dit gaan ons laaste vakansie saam wees. Ons gaan as vriende uit mekaar uitgaan. Ons respekteer mekaar genoeg om te kan gaan. This was good while it lasted. Jy weet, maar dis nou verby en dit sou ons farewell vakansie gewees het.
glad nie die ding vooraf bespreek nie. Dit was soos een aand daaroor gepraat, op die internet gegaan. Hier's 'n special, kom ons boek hierdie tickets. Dadelik die tickets geboek en Ierland toe gevlieg. En ons altyd se harte was dat Here, as jy, if you're going to bring transformation in our marriage, dan moet dit nou gebeur. Ons het 2 weke. Dit is die einde. Ons gaan terugkom, dit was in Desember, die nuwe jaar gaan 'n clean slate wees. Weg van mekaar af. So. En jy weet, niemand trou met die idee dat jy gaan skei nie. Dit is nie, jy doen nie dit nie, en jy glo vasberade dat hierdie man is jou sielsgenoot. Veral want ek het die Here se stem gehoor, wat vir my sê, jy gaan hom trou. En ons is in Ierland, en ek raak nog steeds emosioneel as ek daaraan dink, want die Here het so 'n ongelooflike ding kom doen in net 2 weke. He is the God of miracles. My gebed was die hele tyd net, Here, laat ek JP sien deur u oë. Dis al wat ek wil sien. Ek wil hom nie sien deur my haat en my teleurstelling en my tekortkoming nie. Ek wou hom net sien as u kind. Daai selfde kind waarvoor u aan die kruis gesterf het. En ons is toe Ierland toe, en elke dag het die Here joy in ons wakker gemaak. Nou, daar's nogal 'n verskil tussen happiness en joy. Happiness is dikwels geconnect aan jou circumstances, né? Dit is moeilik om gelukkig te wees as jy finansiëel sukkel. Dit is moeilik om gelukkig te wees as jou man op jou cheat. Dit is moeilik om gelukkig te wees as jou huishouding vir jou voel soos jy wil eintlik net in die kombuis gaan sit en jouself agter 'n kas deur toesluit en gaan, ek is nie hier nie. Jy weet, maar joy is iets wat die Here in jou kom wakker maak. En dit gaan nie weg as gevolg van wat om jou gebeur nie. En die Here het joy in ons kom wakker maak, joy vir mekaar. Verliefdheid, laat ek nie dit vir jou kan verduidelik nie. Ek het JP gesien in dieselfde manier wat ek hom gesien het toe ek 21 jaar oud was, toe ek hom ontmoet het. Daai verliefdheid wat die Here kom switch het in 'n aand, was letterlik in daai 2 weke restored. En ons het sulke diep conversations gehad. En ons het, ek onthou 'n spesifieke dag in ons trip het ons Cliffs of Moher toe gegaan, en ons het op die cliffs gestaan, en as jy al ooit daar was, dit is, jy kan nie deny dat God reël is nie. Jy kan nie. Dit is so mooi. En ons het daar gestaan, en ek het eintlik vir JP gesê, God moet reël wees. Soos kyk net voor jou uit. Kyk net hoe mooi is dit. En soos in daai oomblik, soos toe sien hoe goed God is in die wêreld, is dit asof hy absolute healing in ons harte kom bring het. En ek het nie meer bitterheid teenoor hom gehad nie. Dit was absolute vergifnis. En in daai oomblik toe sê hy vir my, dis ek gee nie hom wat die wêreld sê nie. Ek wil 'n baba saam met jou hê. En ons kan nie die liefde wat ons het net laat mors nie, want it's too much for us. We need to share this. En in daai oomblik toe sê hy vir my, ek gee nie hom wat die wêreld sê nie, ons gaan aanneem. Ons gaan Januarie by die huis kom, en ons gaan die social worker bel, en ons gaan hierdie ding doen. En as ons hele familie ons afskryf, dit is okay. And if we lose the whole world, it is okay. Because this adoption will be the gospel in our living room. So dit is Jesus se hart. En ons het huis toe gegaan, en ek was nog nooit so verlief op my man soos daar nie. En ek kan sê, dit was nie wat ek wou dit so graag maak werk het nie, want ek wou nie. Ek wou uit. Dit was die feit dat die Heilige Gees gekom het en iets kom doen het in ons huwelik wat net hy kan doen. Dit was restoration, en al wat ons moes gedoen het is ons moes oorgee. Ons moes net sê, Here, ek is nie in beheer nie. Ek wil nie in beheer wees nie. Ek wil nie my man op sy kop sit nie. Ek wil nie vir hom voorskryf wat om te doen nie. Ek wil kan submit onder hom. Ek wil hy moet die hoof van ons huis wees. En daai submission het so 'n blessing vir ons gebring. En dit is 'n moeilike ding om oor te praat, want dit is nie lekker om te hoor, dis dikwels wat nodig is nie. Ja. Jy weet, jou knie moet actually buig, kop onderste bo, op jou knieë, sodat God weer groot kan word in jou situasie. Want ons wil so dikwels God se posisie vat. Ons wil groot wees. Ons wil alles moet oor ons gaan. En eintlik sê God net, humble yourselves and pray. Absoluut. En hy sal dit fix. En hierdie was nou, was dit al 7 jaar terug, of close to 7 jaar terug, toe hierdie, 6 jaar terug, toe hierdie alles gebeur het, en vandag kan ek vir jou sê, ek is
so dankbaar vir dit wat gebeur het. Ek het al op 'n tyd gedink, miskien moet ek vir hierdie girl 'n brief skryf en vir haar sê, hoorie, dankie, dankie, dankie. Want we have never been happier, stronger, more committed, more loyal, more in love with Jesus, more in love with each other, like satisfied on every level. En net want ons het Jesus, like we brought Jesus into our mess. En ek dink ek is regtig vir huwelik. Ek het groot geword in 'n huis waar huwelik nie, it wasn't celebrated and it wasn't something to aspire to. En ek het nie daaraan geglo nie. Maar ek wil vandag vir jou sê, as jy jou huwelik vir Jesus kan gee, dis die grootste geskenk wat jy vir jou kinders gaan gee. Die grootste geskenk. 'n Gelukkige huis. En dis net moontlik met Jesus in jou huis. Ja. En dis die grootste geskenk wat jy vir jouself kan gee, want 'n gelukkige huwelik, alles vloei daardeur. Elke liewe aspek van 'n vrou se lewe word beïnvloed deur die kwaliteit van haar huwelik. En ek dink daar's baie vrouens wat vandag sit en gaan, dis nou great, jou storie is nou mooi, Jesus was nou vir jou. Maar my man is 'n piep. Dan wil ek vir jou sê, God is vir jou. En hy gaan nie vir my iets doen en dit nie vir jou doen nie. Hy gaan verseker vir jou dieselfde in jou huwelik kan doen wat hy in my huwelik kan doen het. En ek het nooit gedink my huwelik gaan gered word nie. Like, there wasn't an option for healing for me. Maar hy het dit gedoen. En vergifnis is regtig, dis obviously die eerste stap. En dit is die moeilikste stap. Dit is absoluut die moeilikste stap. Seker. So ek dink net met daai gedeelte wat tot waar ons nou al bygekom met jou testament, jy al soveel vrae wat ek by vrouens kry en ek sê keer op keer vir vrouens wat ek moet nie vir julle huweliksraad gee nie. Ek gaan nou môre vir 5 jaar. Ek meen daar's huwelike daar buitekant wat 13, 14, 15, 20, maar almal my oupa 48. Like those are the people where I need to go and sit and learn. Maar daar's definitief in ons wêreld ten minste van die huwelike wat dit maak. En definitief in ons wêreld te min huwelike waar God's the centerpiece in die huwelike en dat my voorbereiding doen met jou vra en bietjie skrif lees rondom julle storie toe kry ek hierdie mooi quote wat sê a strong marriage requires two people who choose to love each other even on the days when they struggle to like each other. En dit gebeur dikwels nogals baie wat hy iets sal doen en op daai oomblik ek nie verskriklik mal oor hom nie but I still choose to love him. En jy weet is daai ding want baie keer kry ek wat my sê ja, maar as hy net dit wil doen of as hy net dit kan verander en it's like stop in your footprints and ask yourself wat moet ek verander? En jy het nou aangepraat oor jou vergifnis met JP en ek wil gou weer vlug gaan terugkom daartoe wat ek het 'n quote wat ek myself sê want ek sê seisoen met ek moet mense vergewe en to forgive is to set a prisoner free and to discover that prisoner was you. Ja. Ek dink vergifnis, dit is so maklik op papier. Nee, dit is so maklik. Ons kan 'n quote lees, jy moet vergewe. Dit klink so maklik, maar dit is een van die moeilikste goed wat ek al in my lewe moes doen. My testimony as 'n klein dogtertjie was nogal wild en eendag sal ek dit graag deel, maar ek moes in my lewe my pa vergewe en dit was my heel eerste vergifnis journey wat ek moes uitfigure en ek was eers in my baie laat 20s toe ek uiteindelik my pa kon vergewe en my pa is nou pastoor en hy is fantasties en ek so lief vir hom. Maar dit was nie ons journey nie, verstaan? Dit was ek het my pa gehaat, absoluut gehaat en ek moes my pa vergewe en daai vergifnis journey het my geleer om my man te vergewe. Ons vergewe nie want daai persoon verdien dit nie. Ons vergewe want God het ons eers vergewe. Ons vergewe want ons aspire om meer soos Jesus te wees. Ons vergewe want die woord sê vir ons, dis wat jy moet doen. Dit's nie, jy gaan nie lus voel nie, dit gaan nie vir jou lekker wees nie, jy gaan dit net in anyway doen. En vergifnis is jy staan op en jou vlees gaan, nee, maar jou gees gaan, Here ek vergewe hom. En jy glo dit nie die eerste dag nie, die tweede dag ook nie, die derde dag ook nie, 5, 10, 12 dae in, dan sê Here ek vergewe hom, jy weet, maar eventually dan your flesh catches up en dan is jou gees actually in beheer en jy gaan ek vergewe hom, ek spreek hom vry, ek voel nie meer bitter teenoor hom nie, ek voel nie meer haat teenoor hom nie. En dis nie oor dat jy sterk is nie, dis oor dat die Heilige Gees in jou sterk is en jy vra vir die Heilige Gees, jy moet dit kom
maak gebeur. Want Daniel gaan moord pleeg. Yes. And that's literally the only way we get to forgive people. En ek dink as ons obedience kan verstaan, julle, as ons net kan weet hoeveel blessing is in obedience. Ja. En weet jy, dis nie maklik om obedient te wees as ons vol van onsself is nie. Ons kan net obedient aan God wees wanneer ons humble yourself. Ek moet vir jou sê, vergifnis was 'n groot deel, maar dit het baie later in ons huwelik gekom. Ons was toe nou verlief, ek was toe nou weer, hy is my alles, ek het nou butterflies, maar die vergifnis het absoluut tyd gevat en JP moes my vertroue terugwen. En tot vandag toe is al daar wat ek vir hom gaan, babes, ek voel nie lekker nie. Soos hierdie ding, kan ons weer hieroor praat? Dan gaan hy. Ja. En dan sit ons, dan gaan ek hoorie, vandag voel ek so en so. Vandag het ek nogal onthou van dit en dit. En dan moet hy kom en vir my sê, babes, jy is vir my pragtig, jy is my vrou, ek sal jou elke dag oor en oor kies. Hier is my foon, as jy deur enigiets wil gaan, hier is my laptop, as jy deur enigiets wil gaan. 'n man wat op 'n of 'n vrou wat op 'n man, ek meen partners wat op mekaar cheat, moet verstaan vir die res van jou lewe gaan jy oop kaarte moet speel met jou spouse. En ek sê nie dat dit gee elke persoon wat al opverneek was die reg om te gaan. Kom, laat ek nou sien. Dis nie die houding wat jy het nie. Ons sit alles op die tafel, want wanneer iets in die lig is, dan kan dit net goed gaan. Maar wanneer iets in die duisternis gehou word, gee ons plek vir die vyand om in te kom en te kom steel. En ongelukkig as jy 'n toets die eerste keer gefaal het, gaan jy hom weer skryf. So het jy by die heel eerste keer sy toets gefaal met Miss Little Lady? Hy het gefaal. Verstaan? Gaan die toets weer kom? Ja. Gaan ons hierdie keer paraat wees? Ja. Want ons het nou hieroor gepraat. Ons het nou vir mekaar gesê, okay, hierdie is die signs. Hierdie is waarna ons uitkyk. Hierdie is liggaamstaal waarvoor ons moet op ons hoede wees. Niemand is immuun teen so iets nie. Absoluut niemand nie. Absoluut. Okay, ek gaan nou vir jou speed wobble gooi. Dit is nie deel van jou vir jou vrae nie, maar I'm sure you're going to answer it, want ek ken daai deel van jou storie. Is jy het ook vir my gesê toe ons koffie gedrink het, jy weet, en jy het ergens besef wat was jou aandeel in JP se misstep. En dit was vir my so mooi om te sit en luister vir 'n vrou wie sy man op al verneek het en jy vertel vir my openlik, hoorie maar, JP kan nie al die skuld kry nie. Hier's my gedeelte van die skuld in die storie en I was like, hoe kom jy daarby dat jy skuld het en dit het my so mooi verduidelik. Ek dink ook ek sou nooit gewees het die skuld wat ek dra as ons nie oop conversations met mekaar kon gehad het nie. Want hy moes sit en vir my gaan, weet jy hoe laat jy my voel? En ek moes met ears of grace luister, nie, jy weet, partykeer dan, jy luister al klaar om te antwoord, soos jy wil klaar jouself verdedig. Maar ek moes luister met ears of grace, en dis ons gebed, elke keer wanneer ons in oop conversation met mekaar intree, Here, gee my net ore met genade, sodat ek hoor, soos wat U sal hoor, nie laat Daniel opstaan, jy weet, en hy het my gesê, soos ek voel nie, daar's 'n plek vir my in jou lewe nie. Ek voel net soos nog 'n accessory, nog iemand wat vir jou gou 'n foto kan neem. Jy weet, net 'n add-on. En was dit die realiteit? Nee. Hy was soos ek was versot op hom. Hy was op hierdie pedestal in my lewe. Hy was my alles. Maar was dit sy realiteit? Nee. Maar nou moet jy ook jouself afvra, waar kom ons twee vandaan? Ons albei sit met rejection. Verstaan, my man's aangeneem. Hy sit met heavy rejection. Ek sit in 'n huis wat gebroken was. My pa het my ma gelos. Ek sit met rejection. Jy weet, so wat kom die vyand? Hy kom verdraai realiteite en verander dit in persepsies in wat ons teen mekaar opstoot. So sy realiteit vir hom was, sy persepsie was, hy's nie goed genoeg nie. Hy's net daar om 'n foto te neem. Hy gaan nooit aanpas in my lewe nie. Ek gaan nooit tevrede met hom wees nie, want ek is heeltyd hierdie persoon wat go. En net as ek iets achieve, dan sê ek soos, dis nie goed genoeg nie. Ons moet nou nog iets achieve. Hierdie besigheid is nie suksesvol genoeg nie. Kom ons begin nog 'n besigheid. Jy weet, maar eintlik, hoekom het ek dit gedoen? Want ek het probeer om toe te plak die feit dat ek nie 'n ma kan wees nie. So ek het probeer vir die wêreld wys, ek is goed. Kyk, ek kan dit doen. Kyk, ek is suksesvol. Kyk wêreld, I made it. Jy weet, maar eintlik was daar 'n diepe seer in my hart van longing, a desire, a need, nee? En ek sou soos in die aande gaan slaap met my laptop, ek sou wakker word met my laptop, ek sou meer omgegee oor my kliënte as oor my man, want ons is mos fine. Hoeveel keer moet ek vir seks lief vir jou? Soos,
Jy het ons weer gesê, ons is mos fyn en ek het besef, en ek dink dit het tyd gevat om dit te leer. Kyk, jy kan boeke lees en kan video's kyk, maar tot dit nie met jou gebeur, en jy actually moet begin attention pay nie, besef jy nie regtig hoe waar dit is nie, nê? Maar 'n man wil altyd voel hy is 'n held. En 'n vrou wil altyd deel voel van iemand se storie. En as jy nie deel voel van jou man se avontuur nie, dan gaan jy vir jouself 'n avontuur create. En daai avontuur gaan tweede beste wees, want jy wil eintlik deel wees van sy avontuur. Jy wil saam hom venture. Jy wil hê hy moet jou beskerm en jou op hierdie avonture vat, jy weet. Hy wil nou weer hê jy moet hom laat voel soos jy's die beste. Jy's 'n lekker mens. Ek wil heeltyd saam jou wees. Jy laat my veilig voel. Jy weet, hy wil dit hoor. En ongelukkig het hy dit nie by my gehoor nie. En die vyand het dit geweet. And he also knew the need in my husband. So wat het gebeur? Regte persoon, op die regte tyd, met die regte woorde. Ja, absoluut. En ek wil ook net sê, ons het in daai tydperk baie lekker coping mechanisms aangeleer vir onsself. Ons doen, en ek sê hierdie soos 1000 keer op social media, as jy hierdie nou al gehoor het, just bear with me. Maar elke Woensdag, dan kom ons by mekaar, en dan praat ons. En nou mag jy sê, net wat jy wil. Dis alles wat jy pla. As jy gevoel het, hoekom het jy Vrydag gepoep? Dit was disgusting. Moenie dit weer doen nie. Dan is dit wat jy gaan sê. Maar dit is like 'n open conversation, jy weet. Maar jy gaan jou Woensdag praatjie begin met ietsie goed. So ek gebruik altyd dieselfde voorbeeld, maar ek sal net vir James byvoorbeeld sê, dankie dat jy elke dag my koffie maak. Like, hy hoef nie. Niemand hou 'n geweer teen sy kop nie, maar elke liewe oggend het ek koffie in my Stanley Cup en daai koffie hou vir my tot 11:00. So my mans met my van 6:00 vanoggend tot 11:00. En ek value dit, verstaan? So dan sê ek vir hom, dankie vir dit. Jy weet nie hoe baie dit vir my beteken het nie. En dan begin ek met enigiets wat in daai week gebeur het wat nie goed was nie. So sê nou maar dit het Maandag gebeur. Ek kan nie Maandag daaroor praat nie. Ek kan eers Woensdag daaroor praat. So dit gee my regtig tyd om mooi te bedink, Daniel, hoe reageer jy nou weer, as jy nou 'n regte girl, as jy bietjie emotionally oor, het jy sy point of view probeer insien, sy perspektief probeer verstaan, en dan by die tyd vir die Woensdag kom en jy praat daaroor, dan jy ooreageer glad nie. En jy kan net letterlik gaan, want hy het hier al boodskap vir my gestuur, ek het gedink, jy was so lelik, het jy dit so bedoel? En dan kan hy gaan, waarvan praat jy? Ek weet nie eers, verstaan nou dat ek al vir 3 dae geworry oor hierdie boodskap wat so vieslik was. En vir hom was dit net soos, wat ek weet nie eens waar jy aangaan nie, jy weet? En dan gee dit hom weer kans om homself te verduidelik. En so ook dan met hom, nee, nou begin hy met ietsie moois en hy vertel wat het gepla hierdie week. En dan eindig ons op, wat kan ons beter doen? Hoe kan ek jou aanvul? What you need? Want dikwels het ons hierdie expectation, maar die expectation word nooit op die tafel gesit nie. So ek verwag dat hy moet X, Y en Z, maar hy weet nie eers, hy moet X, Y en Z nie, nee. En dan doen hy dit nie, dan dink ek, jy is so 'n moeilike mens. Hoekom kan jy my nie net lief hê nie? Jy weet? Maar hy weet nie eintlik hoe nie. Want ek het dit nooit op die tafel gesit nie. Ja. Omdat ek dit desire, hoop ek nou maar dat hy kan dit reik. Jy weet, en dan gaan hy dit doen. So, om expectations op die tafel te sit op daai Woensdag is super belangrik. En daai communication het alles in ons lewe verander. En om saam te bid. En dit was nie altyd vir ons maklik nie. Soos dit het begin, ek is lief vir my man, hy is amazing. Ek onthou hy het begin, dan het hy 'n gebed uitgeskryf, nee, want hy het nog nie bid vir mense nie. Dit was vir hom weird. Hy was op daai stadium so nie in die geloof en alles, jy weet. En dan skryf hy sy gebed uit. Julle dan lees dit vir my. Nou het ek nog daai gebede. Weet jy, dis goud. Dis absoluut goud vir my, want ek kan teruggaan na daai gebede toe en ek hou dit vir Zinzi en Vader wys, kyk wat jou dad vir my gebid. En hoe mooi is dit nie, nee, want dis die man wat sy gaan soek. En ek dink wat ons regtig toe ons uiteindelik aangeneem het, soos ons Ierland toe, Here het ons restore, teruggekom en Junie maand het ons baba gekry. En maar Junie. En van daar af het ons hele lewe verander om 'n huwelik te hê sodat sy kan opkyk daarna en sodat she will aspire to have a husband exactly like her father. En ek dink dis nogal 'n groot vraag om vir jouself af te vra. As jou kind sal 'n vrou is presies soos wat jy is, sal jy gelukkig wees daarmee. Of as jou seun 'n vrou trou, presies soos wat jy is. En sy gaan jou seun lief hê, soos wat jy jou man lief het, is jy okay daarmee? Want ek vind ons wil die beste vir ons kinders hê, né? Ja. En
So dit ons is alles in ons lewe gaan nou oor hierdie legacy wat ons vir ons kind agterlaat. Ek meen my Bybel is dus letterlik ek het nou my Engelse Bybel hier, maar my Afrikaanse Bybel val uit mekaar want ek beskryf daai hele ding. Dus ek skryf net oral notes. Want tog in die dag kom wat ek hierdie Bybel vir Zinzi kan gee en sy gaan deur daai Bybel blaai en daar gaan staan, Zizi, as jy sukkel met depressie, hierdie is die versie vandag. Jesus het hierdie met vir my oopgebreek in hierdie vers. Jy weet, en ek het hierdie hele journal in hierdie Bybel wat ek net vir haar skryf, sodat die dag as sy 16, 17, 18 is, kan ek vir haar hierdie handleiding gee en sê, daar is nie beter raad as Jesus nie. Like this is it. En my gebed is dat sy dit in ons huwelik sal sien. Jy weet, ek dink ons aspire dikwels om 'n perfekte huwelik te hê, maar ek is so dankbaar vir die moeilike tye. Want dit het ons gemaak wie ons vandag is. Ons sou nie vir haar die huwelik kon wys en gee wat ons vandag het, as dit nie vir haar moeilike tye was nie. En net omdat een persoon 'n fout maak, maak nie van daai persoon 'n slegte mens nie. Ons moet dit onthou nê. Ek het baie foute in ons huwelik gemaak, baie. Ek is nie sonder fout nie. En so ook het my man. Maar ons kies om mekaar lief te hê ten spyte van daai flaws. Daar is nie 'n ding soos 'n perfekte mens nie. Daar gaan ook nooit wees nie. Maar ons is 'n perfekte God. Absoluut. And hy is pretty amazing. Ek wil gou Lenaatjie, ekskuus, ek wil gou vir jou gunsie vra. In die kombuis is daar so rooi boksies, sal ek gou vir my bring asseblief. Een is my engel in my lewe, sy is my nanny. So sy gaan vir my 'n boksie bring, ek gaan nou oor die boksie praat. God's delays are not God's denials. So almal hoor van Zinzi, so 'n rooi boksie. Jebo. Dankie. Almal het gehoor van Zinzi. Zinzi is julle aangenome dogtertjie. Sy is die cuteste ding wat bestaan. Jy het gesien op die comments dat daar's al 'n partytjie wat gereël gaan word vir haar. So if you want to have a big party, just say yes and they'll do the rest. En so sy is op jou social media, jy deel van haar oral, post van haar oral, sy praat lekker Afrikaans, sy is bitterlik cute. En ek wil nie vanaand te veel oor dit praat want ek dink by vorige twee Facebook live was oor infertiliteit en ek wil nie net vir vrouens sê dis nie alleenlik my storie nie, alhoewel dit my en Aitjie se storie ook is en ek weet ook wat jou huidige seer is rondom dit. Maar my vraag vir jou met Zinzi is hoe het jy geleer in 'n wagseisoen om op God te vertrou? Want ek dink vanaand vir baie vrouens 'n wagseisoen vir my man, 'n wagseisoen van gaan my huwelik beter word voor ek besluit dis nie vir daardie ding ek gaan uitstap, 'n wagseisoen op 'n gesondheidskondisie, 'n wagseisoen vir 'n werksbevordering, 'n wagseisoen vir wat ook al. Hoe het jy geleer to trust God's timing? Ek dink die groot ding is ek sê altyd the weight can become weighty. Dit raak swaar om daai wag te dra. En maar dis nie so swaar when you waiting actively. So ons dink dikwels as ons wag op die Here, nou wag ons net. Nou sit ons net en nou wag ons. Jy weet, as dit nou met die Here se tyd is, dan gaan ek nou swanger raak. Maar hoe wag jy actively? Soos besoek jy God want jy soek die blessing waarvoor jy wag? Of besoek jy God in daai wagperiode want jy soek God? En is iets wat ons dikwels onsself moet afvra en ek kan eerlik wees, dit was nie altyd so dat ek nou God besoek nie. Ja, ek besoek die kind. Ek bid want ek soek 'n kind. Verstaan, ek lees nou my Bybel want Here, ek soek 'n kind. Ek gaan nie daai persoon wees wat sit en gaan, dit is so heilig in my huis, heeldag, aldag nie, nee. Maar ons moet vir onsself afvra, hoekom dien jy God? Want as ons net op hom wag vir die blessing, dan gaan jou wag baie lank raak. En ek praat nie net van lank in tyd nie, dit gaan swaar raak, dit gaan moeilik raak, dit gaan nie lekker wees nie. Maar wanneer jy wag en in daai wagperiode jy hom pursue, dan leer ken jy dele van God wat ander mense nie altyd die voorreg het om te leer ken nie. In 'n wagperiode het God die meeste van sy karaktereienskappe aan my geopenbaar. En vandag kan ek vir jou sê, ek ken 'n God wat baie min mense ken, want ek het hom gaan soek in my seer. Ek het hom gaan soek tussen die blaaie van die woord. Ek het vasgehou aan wie hy is, nie wat my omstandighede vir my sê nie. So vir elke vrou wat vandag wag, of dit is wag vir jou man, of dit is jy wag vir finansiële deurbraak, of jy wag vir 'n baba, of jy wag vir jou gesinslid om in die koninkryk in te kom.
Ek wil vir jou vra, wag aktief by God se deur, nie vir die blessing nie, maar om God te ken. Soos gaan soek hom in daai wagperiode, want daar's dele van hom wat hy aan jou wil openbaar, wat net in die moeilike tye kan gebeur. En ons dele van jou karakter wat hy wil kom ontwikkel, wat net in die moeilike tye kan gebeur. Ja, iemand het eendag vir my gesê, ek hoop ek kan dit mooi onthou, sy het vir my gesê, dis nie die moeilike tye wat jou karakter ontwikkel nie, dit is die God in die moeilike tyd wat jou karakter ontwikkel. So, gaan soek jy hom in die moeilike tyd, gaan soek jy hom in die wag. Absoluut. Ja, ek dink is baie waar, ek moet dit nou net neerskryf. Die laaste eers wat ons nog gaan eindig vir vanaand is baie vrouens wat vanaand inluister wat voel haar situasie is gebroken en daar's nie 'n kans vir herstel nie. Wat jy sê is die grootste waarheid van God se karakter wat jy in jou reis ontdek het? Getrouheid. Dus God gaan nooit terug op sy woord nie. God is vir 'n huwelik. En solank as wat jy veilig is in jou huwelik, sal ek sê moet jy beklei vir jou huwelik. So vir elke vrou wat nie veilig is in haar huwelik nie, jy gaan jou kamer deur moet toemaak en jy gaan 'n gebed moet maak teenoor God en God moet gaan soek en vir hom vra, Here, is dit die einde? Ek is nie die persoon wat gaan sê, jy gaan jou nou in die hel laat beland nie. En ons party stories wat dit is die einde van jou seisoen. En vir jou is daar ook genade wat op die einde van jou seisoen staan. Maar vir solank as wat jy veilig is in jou huwelik, wil ek vir jou sê, jy kan beklei daarvoor. Dan wil ek vir jou sê, gaan trek daai petisie op en gaan sê vir die Here, maar nou dink al baie vrouens, ja, maar ek het nou klaar getrou. Ek het nou hierdie pakkie kaarte en hierdie pakkie kaarte kan nie nou oorgebid word nie. Maar gaan maak daai petisie en sê vir die Here, Here, dit is die eienskappe wat ek in 'n man wil hê. Here, ek wil weer my man sien soos wat ek hom gesien het die dag toe ek verlief geraak het op hom. Here, ek wil my man sien deur u oë. En dit moet jou gebed wees elke liewe dag. En dan begin jy jouself afvra, maar Here, hoe kan ek verander? Hou heeltemal opkyk na die foute in jou man, want dit maak nie saak nie. Jy het geen beheer daaroor nie. Al wat jy kan verander is hoeveel tyd jy aan die Here spandeer en hoeveel jou karakter, hoeveel jy gaan toelaat vir die Here om jou karakter te bou in hierdie seisoen. Maar identify the problem and find a solution. Ons het dikwels 'n manier ons identify the problem, but we never actually want the solution, want waaroor gaan ons tog dan nou gesels? Jy weet, as ons niks fout is in die lewe nie. So ja, gaan maak 'n lysie, wat is alles, dit het ek en James ook gedoen, wat is goed in ons huwelik, wat is sleg in ons huwelik. En obviously die sleg, dit is probleme, jy kan nie maak of dit nie daar is nie, dit is daar, dit moet aangespreek word, daar moet solutions vir dit kom, en die groot ding is, met 'n problem solution scenario is, wat doen jy? Ja. Dit is lekker op papier om te gaan, okay, hierdie is die probleem, ek voel alleen. Ek voel jy gesels nie genoeg met my nie. Okay, die solution is, elke maandag gaan ons nou vir 30 minute sonder 'n foon sit en gesels. Okay. Eerste maandag lekker. Tweede maandag die kinders laat geëet. Susan het gekots op die bank. Die bad sit poef in. Niks is nou meer lekker nie. Ek wil nie nou met jou gesels nie. Totsiens, lekker aand, nag. Jy weet? Maar is jou huwelik jou topprioriteit? Want dan gaan die poef in die bad nou die saak maak nie. Alles kan nou wag. Die wêreld gaan nou stil staan. Ek gaan nou 'n gesprek met my man hê. En dit is nogal iets wat julle kan ons net weer die huwelik belangrik maak. Dus kan ons net weer gaan, weet jy wat, eintlik as hierdie ding in posisie is, gaan alles anders in plek val, so ek gaan eintlik nou net my mind fokus hierop sit. Kan ek vir sê, jou probleemkind gaan bietjie minder van 'n probleem raak, as al balans in jou huis is, en jy en jou man mekaar actually begin lief het. Jou kinders gaan makliker kinders wees, as jy actually die Here, hulle wys hoe om die Here te dien, hoe om jou Bybel te lees en om saam te bid. Dis baie praktiese goedjies wat jy saam insit, en te sê, ek gaan saam Bybelstudie hou, ek gaan saam bid, en ek gaan my man eers te sit. Nie my kind nie. En dis moeilik vir 'n mamma. En dit is moeilike woorde om te hoor. Maar jou kind gaan groot word en sy gaan haar eie lewe hê en sy gaan uit die huis uit trek en dan gaan jy en jou man daar sit en julle gaan moet hoop julle het nie mekaar heeltemal verloor 18 jaar later nie of 21 jaar later nie. Like just start dating each other again. En dit hoef nie duur te wees nie en dit hoef nie fancy te wees nie en dit hoef nie Instagram worthy te wees nie. Dit is jy en hy om 'n eetkamertafel, nou 30 minute geen foon, 1 keer 'n week. Ja. Ek weet nie of ek nou my antwoord, jou vraag beantwoord het nie, maar ek is baie passief. Ek waardeer verskriklik baie jou tyd. Jy het vir my net weer
soveel antwoorde gegee vir waar ek is en ek en Hytjie is op 'n goeie plek, hoor my reg. Laas jaar het ons ongelooflike storms wat ons moes deurgekom het laas jaar en ons het ook laas jaar in ons huwelik by 'n punt gekom wat ons gesê het, hoorie, maar what's lacking? And it was communication. So ek het byvoorbeeld net hierdie jaar besluit, ek het gesê, jy weet, ek gaan dit 'n manier sit, want jy kan baie keer sê, maar hoekom moet ek alles implementeer? Hoekom moet ek al die goedjies in plek sit? Hy kan ook bietjie as dit vir hom belangrik is, gaan hy dit doen. En hy stop met en hy sê, weet jy wat vir my vir hierdie jaar, wat vir team berg belangrik? En ek het vir hy gesê, hier is ons jaarkalender, want ons kalender word so uitgeboek. Hier is 3-4 naweke oor die jaar, oor die 12 maande. As jy durf om iets in daai naweek te boek, gaan ek en my jou mis, maar ons gaan weg vir daai naweek. En daai is ons naweke. Ons het dit nie laas jaar reg gekry nie, ons het dit die jaar voor dit reg gekry nie en ek is hierdie jaar relentless oor my tyd. Ek het byvoorbeeld saans in die huis opgesit, 'n berg quality habit, een is net hier so voor, nou screen time from 4 to 6. Want ons fone kan my Hytjie demand, maar ons wil vir my leer dat screen time is sleg, maar ons is op ons Heeltyd. So klomp goed wat ek in plek gesit het, maar ons moet by 'n punt gekom het en daai was vir my so mooi wat jy gesê het van daai kommunikasie is, hoor met grace, nie hoor met in jou agterkop ek is reg met my antwoord, reg met my antwoord, reg met my antwoord en ek gaan vir jou uithaal nie. Want wat Hytjie moes gehoor het in ons situasie is hy was want hy was laas jaar baie by die huis. Baie by die huis. Hy was op call by binnelanders gewees, hy het baie minder funksies gehad ensovoorts. Maar ek het vir hom gewoice dat jy's nog steeds vir my te besig. I don't feel that you're here when you're here. En hy wou met sy defense kom of hy moes gesê het, hoorie wou, hoekom voel my vrou, al is ek baie by die huis, dat sê ek is nie baie by die huis nie. And how do I fix it? En ons het ook op 'n plek gekom wat ons met ons kommunikasie begin het en date halfuur of 'n date hour in ons week en goeie gelukkig slaap met my goed, is op 'n ongelooflike slaaproetine, dankie Marijke Koetser daarvoor. En soos hy gaan slaap vroeg, ons het tyd vir onsself en weet, dis wat jy gesê het, die eerste keer so opdag in chat was maklik, die tweede keer so opdag in chat was maklik, maar toe het actually nie 'n baie lekker dag gehad nie en nou is ek nie vanaand is met jou te chat nie en wat ek die rooi boksie waarvan ek gepraat het is vir die couples vanaand op die call, as jy nie weet vanaand, as jy so verlore is in jou huwelik en met kommunikasie met jou man en jy weet nie waar om met kommunikasie te begin nie, kry vir jou hierdie game, daar is obviously 'n baie skoner game, hierdie is the ultimate game for couples, ek weet Gary Chapman het sy boksies, ek en hy het al drie, ons is al deur al drie daai boksies, ons het nuwe vrae nodig, en so wat lekker is, vat vir jouself, maak 'n speletjie daarvan, kies 5 random kaarte, en maak daai 5 random kaarte jou discussion points, byvoorbeeld, hier's 'n vraag, what was my most memorable birthday? Vra die vraag vir hom of hy vra die vraag vir jou, dink daaroor en antwoord, because maybe, just maybe, it's gonna spark a conversation. Die volgende een is byvoorbeeld, what instrument do I wish I could play? Ek moet dink vir hom, dit is my regtig belangrik, maar ja, vra. Die volgende een is, if I could commit one crime and get away with it, what would it be? And just have conversation starters if you're not in a place where conversations flow easily for your marriage, maar ek kan getuig uit Daniel se testimonie met haar en JP, sy het die antwoorde vanaand vir ons gegee, my testimonie met Hytjie is as kommunikasie in lyn kom. Ouens, dan is soveel dinge, soveel berge, soveel seerpunte, soveel misverstande, soveel argumente, al daai goeders word opgeklaar en is definitief daai ding van maar kan hy nie maar net weet hy moet dit doen nie. Nee, hy gaan nie net weet om dit te doen nie, want mans, kom ons verstaan dit vanaand, they're not wired like that. Maybe is jou man so en he's phenomenal, maar van ons ander mans moet herinner word, hoorie, ek het jou hulp hier nodig. Kan jy vir my dalk dit bietjie meer doen? Kan jy vir my bietjie my net op my onder my vang as ek hier dalk miskien verloor? And voice your needs. Voice your needs. En ek dink is super belangrik, liefdestale, identifiseer wat is jou liefdestaal, wat is sy liefdestaal, en besef. En dit verander. So jy moet weet jy verander. Nou nog 'n uitdaging met ons liefdestaal, want Hytjie sin is words of affirmation and physical touch, myne is acts of services and quality time. So jy het nie nodig om my elke dag te affirm jy's lief vir my nie, maar my man se liefde vir my, hoef ek nooit te twyfel nie. Ek weet Hytjie is besattend oor my, maar weet hy dit van my? Weet,
maak ek hom so voel, because it's his love language. So ek het party dan moet ek 'n alarmpie skelm op my foon stel vir 10 uur. Ek weet daai alarm 10 uur beteken stap af by die trappe, stop met jou dag, stop met jou e-mails, gaan fluister in Netjie se oor. Jy is my super mooi. Ek is so lief vir jou en affirm hom. Ja. Môre- En weet jy, soos ewig eenvoudige goedjies is, hoorie, ek weet nou nie hoe oud is die ouderdom op hierdie program nie, maar ons praat oor huwelik, so ek weet nie, seker is hier nou nie jong mense op nie, maar het is net nou en dan, soos 'n stoute kortjie. Ja. Ek sê altyd in die aktetas, dan sê jy, wie het 'n aktetas? Dis soos, okay, maar in die laptop bag, en soos spice it up again, because it doesn't matter, like, ons kan hierdie verbloem soveel as wat ons wil, maar 'n gesonde sekslewe is 'n gesonde huwelik. En like, dit moet weer 'n prioriteit raak. Ongelukkig lewe ons in 'n wêreld waar ons net gaan, ons is moeg, ons is uitgestres, dit is net wat dit is, maar dit moet weer 'n prioriteit raak. En iets wat mense baie min oor praat is die feit dat wanneer daar nie geheime tussen 'n couple is nie, dan is die sexual activity in your marriage a lot stronger. Ja. Maar sodra daar oneenigheid is of goed is wat in die duister is, sukkel jy om intimately met mekaar te connect. En ja, ek dink mense kan letterlik 'n hele dag net oor intimiteit in 'n huwelik praat, van die vrou se perspektief versus die man se perspektief. Wat soek 'n man en wat soek 'n vrou? Want dit is wêrelde van mekaar af. En as ons dit nie voice nie, en hoe praat ons met mekaar in die huwelik daaroor? Hoe sit ek met JP neer en gaan ek listen luister, nê? Hoe jy dit doen, not so nice. So kom ons, jy weet, doen hierdie en hierdie en hierdie. En vice versa. Maar dit is gesprekke wat ons nooit het nie, want hoe awkward is dit? Ons kerk tannies mag tog nou net nie praat oor dit nie, jy weet, but it's something God gave us. En dit moet soos getreasure word en dit moet soos gecelebrate word, jy weet. It's supposed to be one of the most fun activities of your week. Ja, of dat as jy nou gelukkig is soos dit. Maar jy hoor wat ek sê. Absoluut. Hoorie, ek weet dis baie antwoorde, ek probeer die comments volg, die comments dop, maar hulle gaan te vinnig verby my oë, so as die live eindig en hy lê op my page, asseblief scroll deur, moenie baie tyd spandeer nie, because I'm not one of those people to get stuck in a scroll hole, maar ek weet dis baie vrae wat deurgekom het vir jou ook, as jy miskien ook 'n minuut of 2 wil aandag gee in jou tyd. Jy was 'n ongelooflike groot blessing. Ek is baie opgewonde oor hierdie topic en ek is baie dankbaar dat ek jou storie kon kom deel het met my mense of met my bediening. En so bitter opgewonde, hierdie reeks het vir my mense gou vinnig is die hoor die stem van Hoops reeks, oor 2-3 weke gaan 'n nuwe reeks afskop weer vir 4 episodes lank en dan daarna, ek dink Junie en Julie, Augustus maand, daar ergens is daar 'n reeks spesifiek oor die huwelik. Ek sal nog met jou daaroor chat oor wat my visie is vir dit en wat ons dan hier op Facebook gaan doen. Maar ja, dankie vir jou tyd. Dankie vir julle. Ek is op my knieë vir jou hartsbegeerte. Ons moet weer gaan koffie drink, dat ek die updates kan kry. Ek weet daar is updates op Instagram beskikbaar, maar ek sal so wel 'n update wil hê. En I'm going to challenge you without saying the word with what I'm challenging you, maar ek en jy weet dat daar lê iets op jou tafel wat 'n ongelooflike powerful tool is and the world needs it. So doen iets omtrent dit en kry daai ding daar buite. It's almost 2 years later. Ja. Ek weet, dis erg. As ek nou jou vanaand luister en die autoriteit waarmee jy praat en wat Vader julle kom regkry, weet ek wat dit vir huwelik daar buite kan doen. So, be obedient. You're the one that's speaking about obedience. Be obedient. Ja, dit is so. Maar vir elke vrou daar buite, voordat ons afsluit, wil ek net sê soos moenie huiwer om te bid vir jou huwelik nie. En dikwels wanneer ons nie sien, God se hand sien in ons lewe nie. Ons is nogal mense wat uiterlik alles wil sien, hè. Ons wil God se hand sien move en dan, maar dit gaan nie oor God se hand wat beweeg, dit gaan oor God se hart. En you connect with his heart by persistently praying over everything and anything. En as jou huwelik vir jou prioriteit is en jy voel jy's in 'n plek waar jy nie nou wil wees nie, of jy voel jy's getroud met iemand waarvan jy nie nou regtig hou nie, kom sit daai begeertes van jou hart voor die Here neer. En kom sê vir hom, Here, ek wil my huwelik gebruik om U te verheerlik. Ek wil hê dit moet 'n storie wees wat U naam glorie gaan bring. So help my om dit te bewerkstellig in my lewe. En maak dit jou gebed. I want to love him the way you love him. I want to see him the way that you see him. And I want my whole marriage to bring glory to your name. En solank as wat jy dit bid, kan ek vir jou beloof, gaan die Here dit respekteer en die begeertes van jou hart vir jou gee. Amen. Amen. Daniel, ek bless jou.
bless JP, ek bless Zinzi, ek bless die Vader se goedheid en guns in julle lewe en dankie dat jy nie terug staan om te sê that God is good all the time. Letterlik altyd. Ek sien JP is die iewers hier op. Hy kom so op elke nou en dan. Dink ek net, ja, oulike ding. Anyway, okay. Lekker julle. Ek net dat ek 'n vrou kon leer vir die aard, sy's joune. Heel lekker aand, blessings vir almal en ek sien julle oor 2 weke donderdag vir die laaste episode van Hoor die Stem van Hoop. Liefde vir julle almal en mooi aand. Bye.